Goeiemôre. Wonderlike voorreg om so saam met julle dan ook vanmôre hier in die huis van die Here te wees. En op die eerste dag van die week wat ons vir mekaar sê, bemoedig, hy het opgestaan, hy het waarlik opgestaan en hy sit aan die regterhand van die Vader. Nou vanmôre groet ek u dan in die wonderlike naam van die Here Jesus Christus met die woorde: mag vrede, barmhartigheid en genade vir julle vermenigvuldig word in God ons Vader en die Here Jesus Christus. Amen. Kom ons staan, dan open ons hierdie diens met Gesang 42 verse 1 en 2. U is getrou, o God. Nou ek hou vanmôre vir die wet voor en ons lees daar in Matteus 22 hierdie woorde: en toe die Fariseërs hoor dat hy die Sadduseërs die mond gestop het, het hulle almal saam vergader en een van hulle, 'n wetgeleerde, het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê: meester, wat is die grootste gebod in die wet? En Jesus antwoord hom: jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan: jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Kom ons staan, dan hou ek vir u vanmôre die geloofsbelijdenis voor. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is in die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterwe het en begrawe is, wat neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe, sowel as die wat reeds gesterwe het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen.
U kan solank die woord van die Here vanmôre oopmaak in Spreuke die 3de hoofstuk, Spreuke die 3de hoofstuk, waar ons die tweede boodskap vanmôre met mekaar gaan deel rondom die beginsels van die koninkryk. Spreuke hoofstuk 2. As jy reeds daar oop is, kan jy harte stil maak en dan kan ons ook vanmôre so tot die Here roep. Baie dankie dierbare Hemelse Vader, Here Jesus Christus, kosbare Heilige Gees, vir die voorreg dat ons as mens, dit wat Dawid na verwys het, 'n nietige stofwurm, die voorreg het om vanmôre tot in die allerheiligste te beweeg, soos Hebreërs vir ons skrywe, deur die geskeurde voorhangsel, die vlees van ons Here Jesus heen. Dat ons vanmôre ons gebede kan bring tot aan die voete van die opperkoning, skepper van hemel en aarde. Dat ons vanmôre kan weet dat ons gebede nie net verhoor word nie, maar nie net gehoor word nie, maar ook verhoor word. Dankie dat ons vanmôre U naam kan grootmaak. Dat ons vanmôre kan sê, wie is daar soos Jesus? Wie is daar onder die gode, skrywe hulle daar, Miriam in Exodus 15, o Here, wie is soos U onder die gode? Gedig, geheilig en roemryke dade, gedig en roemryke dade, die een wat wonders doen. Jesaja het U gesien, hoog en verhewe, terwyl die soem die tempel vul. En die serafs met 6 vlerke, 2 het hulle die aangesig bedek, en 2 het hulle voete bedek, met 2 het hulle gevlieg, terwyl die een die ander een toeroep en sê, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Hy wat is en wat was en wat sal wees van nou tot in alle ewigheid. Dankie dat ons vanmôre nie net U naam kan grootmaak en erken dat U God is, maar dat ons vanmôre ook ons afhanklikheid opnuut teenoor U kan uitroep, kan verklaar, kan proklameer, kan sê, o Here, ons het U nodig. Ons het U vanmôre nodig in hierdie diens. Ons het vanmôre nodig dat U deur die Heilige Gees naby sal kom, dat U elke persoon sal kom aanraak, sal kom bewus maak van Uself, U doel sal bereik met hierdie diens. Maar ons het U ook nodig in ons gemeenskap, Here. Hier in Springs en in die Oosrand. Ons het nodig, Here, dat U vir ons iets doen wat ons vir onsself nie kan doen nie. Maar Here, ons het U ook nodig in ons land Suid-Afrika. Ons het nodig, Here, dat U naby sal kom. Here, ons dink vanmôre aan daardie gebedsoproep wat gekom het vir land, aarde wat droog is, diere wat beswyk van dors en daar's geen kos nie. En Here, ons kom vanmôre na U toe en ons erken, Here. So lees in Deuteronomium die seëninge en die vloeke, dan kan ons vanmôre net sê, Here, ons verdien nie om vir U te vra vir water nie. Here, U het gesê, as 'n land hom sal bekeer en U dien, dan sal U vir ons hierdie dinge reghou. Maar Here, ons kom vanmôre in nood na U toe, 'n land wat skuldig staan voor God. Maar ons roep tot U, Here, U sê U is goed vir beide regverdige en onregverdige. Daarom bid ons vanmôre, Here, dat U mense miskien sal trek tot Uself deur goedheid en dat U sal uitkoms gee in hierdie tyd. Paulus skrywe ons daar in Romeine hoofstuk 2, of weet julle nie dat die goedheid van God julle tot bekering wil lei nie? Here, ons weet U spreek op een, ja op 2 maniere. Ons weet dat selfs hierdie droogte ten goeie kan meewerk vir hulle wat God liefhet. U sê dit. Maar ons bid vanmôre, Here, dat U vir ons sal uitkoms gee in daardie dele van die land, die Vrystaat, Noord-Kaap, Suid-Kaap, Wes-Kaap, gedeeltes waar dit baie droog is. Ons roep tot U, Here, dat U sal uitkoms gee, Here, dat U die hemele sal skeer. Maar Here, bo dit alles, dat U U doel sal bereik. Bo dit alles, Here, dat mense sal weet, daar is een gewer, en dit is God. Ja, Here, ons erken vanmôre, ons het vir ons gebarste reënbakke uitgekap, reënbakke wat water nie kan hou nie. En ons het God verlaat. Maar U is die lewende fontein van water. Daarom bid ons vanmôre, Here, dat U vir mense so sal uitkoms gee. Here, dat U verheerlik sal word. Ja, Here, daarmee saam bid ons ook vir 'n geestelike reën, Here. 'n Geestelike reën vir Suid-Afrika,
vir Gauteng, vir Springs. Here, ons bid dat hierdie jaar 'n jaar sal wees waar siele waarlik tot bekering kom. Ons bid tot U, Here, dat U vir ons sal help om te verstaan, om te weet, om insig te hê, Here, hoe moet ons hierdie mense bereik? Ons dink aan die woorde van Paulus wat sê vir die Romein het vir soos 'n Romein geword en vir die Jood soos 'n Jood. Here, help ons om die regte aanslag te vind vir 2026 om siele te bereik vir U koninkryk. Ons roep tot U, Here, dat U mense sal kom vrymaak van sonde se las, Here. Die hulle sal wederbaar, Here, hulle sal vervul met die Heilige Gees. Maar Here, ons weet ook vanmôre dat die werk begin altyd by die huis van die Here. U moet vanmôre hier by ons begin. Here, U moet vanmôre hier by my begin. U moet vanmôre by elkeen van die besoekers en lidmate wat hier sit begin. En ons bid, Here, dat U vanmôre iets in ons hart sal doen, sodat ons aangesigte sal skyn van die heerlikheid van God in hierdie week. Ag Here, dat mense 'n behoefte sal kry na Christus en na verlossing. Ons bid vir 'n donker Gauteng, vir 'n donker Oosrand, vir 'n donker Springs, Here, wat sit in duisternis, stukke duisternis. Maar Here, ons weet, die uitkoms lê by Jesus Christus. Dankie dat ons daarvoor kan bid, Here. Ons wil ook vanmôre bid, Here, dat U ook hierdie gemeente en ander gemeentes hier rondom sal seën met die nodige finansies. Ja, Here, ook dit behoort aan U. U sê, vee ou berge by duisende behoort aan U. En daarom kom ons ook en ons bid, Here, dat U ook vir ons sal help op daardie vlak en op daardie gebied. En daarom dank ons U in besonder vir elke persoon wat vanmôre ook bygedra het, hulle wat dalk op ander wyse bydra, Here. U het 'n blymoedige gewer lief, en daarom bid ons, Here, seën vir hulle. Maak vir hulle so bewus van Uself en die beloftes, en word U ook daardeur verheerlik. Dankie, Here, dat ons laastens vanmôre kan bid, soos ons hierdie woord gaan lees, dat U hierdie woord vanmôre sal seën, dat U dit sal oopbreek vanmôre, dat U die Heilige Gees geïnspireerde woord vanmôre in ons harte 'n realiteit sal maak, 'n ervaring sal maak. En Here, dat dit sal wees soos Jakobus sê, dat ons daders sal wees van die woord en net hoorders nie. Dankie dat ons daarvoor kan bid vanmôre met danksegging in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Ja, vriende, ons lees vanmôre saam daar in Spreuke, die 3de hoofstuk. My seun, vergeet my onderwysing nie en laat jou hart my gebooie bewaar, want dit sal lengte van dae en jare van lewe en vrede vir jou vermeerder. Laat liefde en trou jou nie verlaat nie, bind dit om jou hals, skryf dit op die tafel van jou hart. Dan sal jy genade vind en 'n goeie insig in die oë van God en die mense. Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Wees nie wys in jou eie oë nie, vrees die Here en wyk af van die kwaad. Dit sal genesing wees vir jou liggaam en verkwikking vir jou gebeente. Vereer die Here uit jou goed en uit die eerstelinge van jou inkomste, dan sal jou skure vol word van oorvloed en jou parskype oorloop van mos. My seun, verag die tug van die Here nie, en laat sy kastyding nie in jou weersin werk nie, want die Here tugtig hom wat hy lief het, ja, soos 'n vader 'n seun in wie hy behaag het. Gelukkig is die mens wat wysheid gevind het, en die mens wat verstand verkry, want die verkryging daarvan is beter as van silwer, en die verwerwing daarvan beter as van goud. Dit is kostliker as korale, en al jou kleinode kan daarmee nie vergelyk word nie. In sy regterhand is lengte van dae en in sy linkerhand rykdom en eer. Sy weë is 'n lieflike weë en al sy paaie is vrede. Dit is 'n lewensboom vir die wat dit aangryp, en elkeen wat dit vashou is gelukkig. Die Here het deur wysheid die aarde gegrond, deur verstand die hemele vasgestel. Deur sy kennis het hy watervloede oopgebreek en die wolke het dou gedrup. My seun, laat dit nie uit jou oë wyk nie, bewaar beleid en oorleg. Dan sal dit die lewe wees vir jou siel en 'n versierser vir jou hals. Dan sal jy veilig jou weg bewandel en jou voet nie stamp nie. As jy gaan lê, sal jy nie skrik nie, en as jy lê, dan sal jou slaap soet wees.
Jy hoef nie bang te wees vir 'n skielike skrik of vir die ondergang van die goddelose as dit kom nie, want die Here sal jou vertroue wees en hy sal jou voet bewaar vir die skrik. Hou 'n weldaad nie terug van hom aan wie dit toekom, as dit in jou mag is om dit te doen nie. Sê nie vir jou naaste nie, gaan en kom terug en dan sal ek môre gee, terwyl jy dit het. Bewerk geen onheil teen jou naaste, terwyl hy vol vertroue by jou woon nie. Twis nie sonder oorsaak met 'n mens, as jy jou geen kwaad gedoen het nie. Wees nie afgunstig op 'n man van geweld en verkies geen een van sy weë nie, want die verkeerde is vir die Here gruwel, maar sy verborgenheid is met die opregtes. Die vloek van die Here is in die huis van die goddelose, maar hy seën die woning van die regverdiges. As dit spotters betref, spot hy, maar aan die ootmoediges gee hy genade. Die wyse sal eer beerwe, maar die dwaase behaal skande. Sover uit die kosbare en onfeilbare woord van die Here. Nou, ons het verlede week met u begin gesels rondom beginsels van die koninkryk, en ons het gesê, dit is iets wat 'n mens miskien daar in 'n vertrek in jou huis kan sit, daar waar jy gereeld kom, waar jy miskien hierdie dinge kan raak sien, en dit kan deel maak van jou lewe, want jy sien vriende, die Bybel is 'n boek van beginsels, beginsels wat in alle tye, alle kulture en alle omstandighede geldig is. En hier in Spreuke hoofstuk 3 vind ons 'n redelike volledige stel van beginsels wat van toepassing is op die koninkryk van God. Maar beginsels is nie iets wat van self, van nature by mense kom nie. Daar is nie 'n mens op hierdie aarde wat van self 5:00 die môre opstaan, 4:30 of 4:00 die môre opstaan om stiltyd te hou nie. As hy gered word, dan begin hy vroeër opstaan, maar hy moet 'n besluit maak om aan te hou daarmee. Daar's nie 'n persoon op hierdie aarde wat eendag net van self by die gym opgeëindig het as hy miskien gesonder wil lewe, of wat net ewe skielik gesonder bord kos voor hom het nie. Dit gebeur nie, dit begin by 'n besluit. Ek moet 'n besluit maak, 'n doelbewuste besluit. Ek gaan gesonder lewe, ek gaan gesonder eet, ek gaan tyd maak vir die Here, ek gaan tyd maak vir my kinders, ek gaan tyd maak. Dit is 'n besluit, so is beginsels. En daarom sê ek, miskien is dit iets wat 'n mens eers in 'n vertrek kan opsit en op 'n gereelde basis Spreuke 3 deurlees of net daarna loop en sê, Here, hierdie dinge wil ek deel hê van my lewe. Ek maak 'n besluit, dit gaan deel wees van my lewe. En verlede week het ons na die eerste 3 gekyk. Gehoorsaamheid, 'n doelbewuste besluit om die woord te bestudeer, wat die Here van my verlang en om dit dan te doen. En dit nie te vergeet nie. Liefdevolle goedheid, 'n doelbewuste besluit om liefde soos 'n halsband om my nek te draai, goedheid. Al het ek met die verkeerde voet opgestaan. En afhanklikheid, 'n doelbewuste besluit om te sê, my Here, my vertroue is op U, nie op outsurance nie. My vertroue is U, nie op dokter so en so nie. My vertroue is U, nie op 'n pensioenfonds of op 'n mediese fonds nie. My vertroue is op U. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Vanmôre wil ek aangaan met die 4de beginsel van die koninkryk. En die 4de beginsel vind ons dan in verse 7 en 8. Wees nie wys in jou eie oë nie. Vrees die Here, wyk af van die kwaad. Dit sal genesing wees vir jou liggaam en verkwikking vir jou gebeente. Die 4de beginsel van die koninkryk is nederigheid, gehoorsaamheid, goedheid, afhanklikheid, nederigheid. Het jy geweet, nederigheid is ook 'n besluit. Dis 'n besluit wat 'n mens moet maak. Dis 'n besluit om te sê, ek gaan nie meer van myself dink nie. Hy sê, wees nie wys in jou eie oë nie. Moenie meer dink van jouself as wat 'n mens behoort nie. Ons lees hierdie woorde in Romeine hoofstuk 12, wanneer Paulus oor heiligmaking praat. Hy sê, want deur die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen, let op, sê ek vir elkeen, nie vir die predikant of vir die ouderling nie, sê ek vir elkeen wat onder julle is, dat hy nie van homself meer moet dink as wat 'n mens behoort te dink nie, maar dat hy moet dink daaraan om besadig te wees na die maat van geloof soos God dit aan elkeen gegee het. Hy sê, jy moet 'n besluit maak, ek gaan nie meer van myself dink as wat ek behoort nie. Dis een van ons grootste probleme in Suid-Afrika en in die wêreld. Ons dink meer van onsself as wat ons behoort te dink. Ek dink ek verdien 'n goeie salaris. Ek dink ek verdien 'n goeie werk. Ek verdien goeie.
Maar voordat die Here Jesus my siel uit genade gered het, was ek deur en deur sleg geweest. Selfs die bestes was sleg. So eintlik verdien ek die hel. Moenie meer dink van jouself. Hy sê, wees nie in eie oë wys nie. Sit dit daar in 'n vertrek as jy in die oggend daar opkom. Man, net so voor ek dit kyk, o Here, help my om nie vandag te dink ek is die kat se stert nie. Help my om nie vandag meer te dink as wat ek behoort te dink nie. En sien vriende, die grootste stryd, geestelike stryd speel af in ons denke, hoe ons dink. Die grootste stryd speel af in hoe ons dink. Weet, dit is die grootste probleem wat gekom het daar in die tuin van Eden, toe die slang na Eva toe gekom het, toe sê hy vir haar, is dit ook so, dat God gesê het, julle mag nie eet van al die bome in die tuin nie. En hy kry dit reg om God se woord in twyfel te trek. Met ander woorde, ek dink meer nou van wat ek dink oor hierdie saak as van wat God sê oor hierdie saak. En ons lees, toe sy kyk na die boom, toe sien sy, dis 'n boom goed om van te eet, lekker om te hê, en om jou wysheid te gee, kennis om goed en kwaad te ken. En net daar kom die Satan, en hy plant 'n saad in die binneste van die mens, waarmee ek en jy gebore word, 'n ander manier van dink, as wat God vir ons gesê het. Ewe skielik, dis 'n boom wat goed is vir my, al sê God is sleg. Weet jy hoeveel huwelike lê aan skerwe, omdat 'n persoon gedink het, hy verdien 'n goeie vrou, maar hy was 'n slegte man. Of 'n vrou het gedink het, sy verdien 'n goeie man, maar sy's 'n slegte vrou. En dan kyk hulle maar bietjie rond. Hy sê, wees nie wys in eie oë nie. Wanneer Paulus in Romeine 12 heiligmaking bedek, dan sê hy, dis iets wat hierbo gebeur. Hy sê, ek vermaan julle broeders by die ontferminge van God, dat julle liggame stel as 'n lewende, heilige, aan God welgevallige offer. Dis julle redelike godsdiens. En word nie gelykvormig met hierdie wêreld, maar word verander deur die vernuwing van jou gemoed. Die Engels sê, by the renewing of your mind. Hy sê, dink anders. Hy sê daar ons in die ding, my seun, sit 'n bordjie op, moenie meer dink van jouself as wat jy behoort nie, dink daaraan elke dag, maak 'n doelbewuste besluit, 2026, Here gehoorsaamheid, Here goedheid, Here afhanklikheid, Here nederigheid. 'n Doelbewuste besluit om nie meer van jouself te dink as wat jy behoort nie. Nie net hanteer Paulus dit baie ernstig in Romeine hoofstuk 12 nie. Hy gaan verder in Romeine 12 vers 16. Hy sê, weens eengesit onder mekaar, moenie na horinge streef nie, maar voeg julle by die nederige, moenie eie wys wees nie. Kom hy met dieselfde woord, moenie wys wees in jou eie oë nie. Jesaja bring hierdie gedagte in die 6 wees. Jesaja hoofstuk 5 bring 6 gruwelike sondes na vore, die 6 wees van Jesaja. En een van hulle lees ons in Jesaja 5 vers 21, wee hulle wat in eie oë wys is en na eie oordeel verstandig is. Wee hulle. En hier kom en hy bring vir ons 'n beginsel. Hy sê, wees nie wys in eie oë nie. Weet jy vriende, valse nederigheid. Valse nederigheid is hoogmoed. Ek praat met mense oor heiligmaking en heiligheid. Die Here sê, jy moet heilig wees. Dan sê hulle, geen mens kan heilig wees nie. Dit klink so nederig, nê? Geen mens kan heilig wees nie. Weet jy, dit is hoogmoed. Want dit beteken jou vertroue is op my om heilig te wees. Dis hoekom jy sê, geen mens kan heilig wees nie, want jou vertroue is op jouself. Maar wanneer jy jouself verloon en sê, Here, ek erken geen mens kan nie, maar U kan doen net wat U wil, U is God. U kan alles doen. Partykeer kom valse nederigheid. En hy is ook hoogmoed. Hy sê, wees nie wys in eie oë nie. Mense sê, ek kan nie vrykom van sonde nie. So jy slimmer as God? Want hy sê, as die Seun jou vrygemaak het, sal jy vry wees. So jy praat die waarheid en God lieg. As die Here sê, hy sal jou heilig maak en jy sê, jy kan nie, dan sê jy, ek is wys en God weet niks. Wees nie wys in eie oë nie. Die Here kan nie vir ons reën gee nie. Die Here kan nie voorsien nie. Die Here kan nie dit, die Here kan nie dat nie. Hy sê, wees nie wys in eie oë nie. God kan doen net wat hy wil.
Hy sê, maak 'n doelbewuste besluit om nie meer te dink van jouself as wat jy behoort nie. Ons lees in Matteus 16 vers 24, wie agter my wil aankom en homself nie verloon, sy kruis opneem en agter my volg, hy is my nie waardig nie. Let op die woorde, saam met die opneem van die kruis gaan dit, wie homself nie verloon nie. Daai woord beteken, jy doen jouself in. Dis die enigste persoon wat jy mag indoen in die wêreld is jouself. Jy mag nie, jy weet nie so werk het as ons 'n kar verkoop. Nee, hierdie kar het dan geen probleme nie, né? Ja, geen probleme nie. Terwyl ek weet, ek het hierdie ding net gou 'n bietjie leekstop gegooi, laat hulle net nie sien hy lek nie, en ek het dit gedoen en dan verkoop op dan loop ek die ander ou in. Maar die Here sê, jy moet jouself inloop. Dis die enigste persoon wat jy mag inloop. Jou eie denke moet jy inloop. Jy moet hom verloon. Here, ek kan nie so lewe nie, maar ek verloon daai gedagte, ek glo U. Hy sê, wees nie wys in eie oë nie. Wees nie wys in eie oë nie. Weereens is die opdrag tweeledig. In die eerste plek, wees nie wys in eie oë nie, maar daarmee saam, die ander kant van dieselfde muntstuk, vrees God, gee aan God die eer. Spreuke leer vir ons, die vrees van God is die begin van alle wysheid. Hy sê, wees nie wys in eie oë nie, vrees God. Daai woord beteken nie, ek moet nou bang wees en bewe nie. Ja, ek moet respek hê vir God, maar dit wees om te wees, ek eerbiedig hom. Ek respekteer hom. As ek my ouers respekteer, en hulle sê, gaan maak my jou kamer skoon, dan maak ek dit skoon. As ek hulle woord nie respekteer, dan doen ek dit nie. Dan moet jy 'n bietjie liefde kry op die bout, dat jy kan respek leer. En dis wat hy sê hierso, vrees God. Glo God, doen wat God sê. Die beginsel van nederigheid. Wees nie wys in eie oë nie, vrees die Here en wyk af van die kwaad. Die kwaad in hierdie konteks is alles wat nie van God kom nie. Daai gedagte, ek kan nie heilig wees nie, dis kwaad. Ek kan nie vrykom van sonde nie, dis kwaad. Alles wat nie van God kom nie is kwaad. En dan is daar 'n belofte. En hy sê dit sal gesondheid wees vir jou liggaam en verkoeking vir jou gebeente. As jy die oorspronklike taal lees en miskien die Engelse vertalings, dan sê hulle health to your navel and marrow to your bone. So 'n bietjie anders as die Afrikaans. Health to your navel. Soos daai naalstring, die baba se enigste punt is van suurstof en voeding. Sonder dit kan daai kind nooit groot word nie. Hy kind kan nie gevorm word en gemaak word nie. So sê hy, nederigheid is die enigste punt, soos 'n naalstring waar God jou kan seën. En waar God jou kan laat opgroei en gesond hou as 'n kind van die Here. Hy maak 'n belofte. Hy sê dit sal, wie wat? Wil jy hê dit moet geestelik met jou goed gaan? Ja, ons wil hê dit met vleeslik met ons goed gaan. Maar vriende, ons het nodig in die kerk, laat dit geestelik met ons goed gaan. Want as dit geestelik met ons goed gaan, of ons swaar kry en of dit goed gaan, mense gaan iets sien in jou lewe. Hulle gaan sê, hier's iets, ons kan nie daaraan vat nie, ons weet nie presies nie, maar hier is iets. En uiteindelik gaan hulle na jou toe kom en met jou begin praat. En julle gaan hierdie banke een vir een begin volmaak. Maak 'n besluit elke dag. Here, ek gaan nie wys wees in eie oë nie. Hy sê, marrow to your bone. Verkoeking vir jou gebeente, binne jou bene, binne jou murg, word rooi bloedselle, wit bloedselle en plaatjies gevorm. Dis die dinge wat nodig is vir 'n mens om gesond te wees, om immuunstelsel op te bou, om te kan funksioneer. Hy sê, soos wat murg in jou been, as jou murg 'n probleem het jy 'n enorme probleem. Jy gaan wonde kry as jy nie genoeg plaatjies het nie, en hulle gaan nie genees nie. Jy gaan siektes kry en jy gaan nie 'n immuunstelsel hê nie, jou suurstof gaan arm wees. Murg. Hy sê, my kind, vat die beginsel van nederigheid. Dit gaan wees soos murg in jou bene. 'n Belofte. Sal ons nie die Here vertrou daarvoor nie? Sê, Here, hierdie 4de beginsel van die koninkryk maak ek deel van my lewe. Maar daar is ook 'n 5de beginsel, die beginsel van rentmeesterskap. Ons lees dit in verse 9 en 10. Vereer die Here uit jou goed en die eerstelinge van jou inkomste. Dan sal jou skure vol word van oorvloed en jou parskype oorloop van mos.
Weer eens is die opdrag tweeledig. Hy sê, vereer die Here uit jou goedheid. Vereer die Here uit jou rykdom. Nou ja, party van ons sal nou hier sit, rykdom is 'n groot woord. Weet jy vriende, toe ek groot geword het, ons nooit 'n kar gehad nie. Ek het gedink mense wat 'n kar het is ryk. Dis wat ek gedink het. Die ou wat 'n kar het, hy het 'n Corolla. Hy dink die ou met die Mercedes is ryk. Die ou met die Mercedes, hy dink die ou met die helikoptertjie is ryk. Die ou met die helikopter dink die ou met die jet is ryk. Nee, vriende, vir 'n arme mens is 'n huis 'n dak oor jou kop rykdom. Hy sê vereer die Here uit jou rykdom. As dit jou Mercedes is, of jou Tata, of jou bicycle, of jou paar skoene waarmee jy loop, vereer die Here uit jou rykdom. Vereer die Here uit jou goed. Eer beteken ook sorg vir, gee vir en respekteer. Eer jou vader en jou moeder, kom die Here Jesus in die Nuwe Testament, en hy sê dit beteken nie net om respek te hê vir jou vader nie, want die Fariseërs en die skrifgeleerders het gesê, ons kan nie ons ouers sorg nie, want dit is korban. Alles wat ek het is 'n offergawe, dis korban. Hy sê die Here, so breek julle die wet van die Here. Eer die Here uit jou goed. Sorg vir die saak van die Here. Sorg vir die werk van die Here, vir die huis van die Here. Dis 'n beginsel van die koninkryk, rentmeesterskap. Eer die Here uit jou besittings. Nou in die Ou Testament was daar 4 tipes van tiendes gewees. En die Here het van die begin af hulle gesê, moenie 'n koning soekie, want hy gaan ook tiendes soek. So julle klaar 4 tiendes, nou soek julle koning, nou gaan hy ook tiendes soek. Nou kan jy nie die ander los nie. Nou in die Ou Testament was daar 4 tipes van tiendes gewees, ongeveer 23% wat hulle moes betaal het aan die werk van die Here elke maand. Hulle moes 10% moes na die priesters toe gaan, of die Lewiete het 10% gekry. En daardie 10% of 'n tiende het almal gegee, dan het die Lewiete 'n tiende van die tiende weer aan die priesters oorhandig, en dan moes hulle elke jaar 'n tiende van hulle vir die arme mense gegee. Dis omtrent 3% per maand as jy dan nou in 1 jaar vat. En die 3de, 4de tiende was, hulle moes selfs geld gespaar het om tyd met die Here te spandeer. Want 3 maal 'n jaar, dit was 'n aparte tiende, né? Die tiende vir die Lewites, die tiende vir die priesters, tiende vir die armes elke 3de jaar, en dan moes hulle op spaar gesit het, 'n 4de vorm van tiende. En 3 maal in die jaar moes hulle opgegaan het na Jerusalem toe, of jy nou 8 myl is, en of jy nou 50 myl is. Jy moet 3 maal 'n jaar opgaan na Jerusalem toe, en dan is daar fees gevier vir 'n paar dae, wat jy moes bly wees. En dan sê die Bybel, as jy ver is, dan kan jy jou tiende verkoop, jou lammetjie verkoop, en dan koop jy en eet en drink voor die aangesig van die Here. Party mense sê mens vandag, nee, maar ek gee my tiende, ek eet en drink dit voor die aangesig van die Here. Nee, dis een van die 4. Dis die 4de vorm. Dis om te sê, ek moet geld op sy sit, om tyd vir die Here eenkant te sit. As ons 'n reeks dienste het, of as ons bietjie na 'n konferensie toe gaan, dan het ek sê, Here, daar's nie finansies nie, dan het ek my tiende gegee nie. Ek moet in die jaar beplan, Eden Paaskonferensie gaan ek bywoon. Ek moet nou begin vir die Here sê, Here, hier is my tiende vir Eden Paaskonferensie, om dit te kan bywoon. En dan gaan ek daar kom, gaan ek eet en drink en vrolik wees voor die aangesig van die Here en verkoop word. Rentmeesterskap is waarop dit neerkom. Jy moet die Here vereer uit jou goed, dit het hy vir jou gegee. Dit behoort aan hom. Dit is hoe ons die Here eer, deur by te dra vir sy werk. Hy sê nie net uit jou goedheid nie, maar ook uit die eerstelinge, the first fruits. Dis die tweede beginsel wat hier rondom kom. Hy sê nie, gee al jou ou klere wat jy nie meer wil hê vir die kerk nie. Jy weet mos hoe dit werk. Ek het nou onlangs gehoor 'n predikant sê, hy is so bly as die wit mense, is 'n kleerlingpredikant, hy sê hy is so bly as die wit mense 'n troue het, want hulle dra nie meer suits nie, so dan koop hulle gou 'n suit vir die troue, en dan skenk hulle dit vir hom na die tyd, dis dan nog 'n nuwe suit. Maar baie keer is dit wat gebeur, hulle kom daar by die kerk, nee dominee, hier is my ou broeke. Maar as ek myself verloon, dan gaan koop ek die nuwe broek, en sê ek, Here, kom ek gee hierdie ene vir die predikant, en ek trek jou broek aan. Kom gee hierdie vir die sending, en ek trek jou een aan. Maar die Here sê, nee, gee vir my die beste. Die eerstelinge, daai eerste vrugte. Daai eerste vrugte, wat nog mooi en vars is, voordat hy bietjie lank gevat het om te oes. Gee daai eerste.
Dis 'n beginsel wat ek en jy weer na terug toe moet kom. Ons as die huis van die Here moet terugkom na hierdie beginsel toe. Hy sê, gee vir my uit jou goed die beste. Die Nuwe Testament het nie meer 'n wet nie. Nuwe Testament is blymoedige hart. Ons lees in die Nuwe Testament in Korintiërs, ek wil dit graag vir julle lees, 2 Korintiërs hoofstuk 9 vanaf vers 5 tot 11:10. Nie 11:10 nie, 11. Ek het dit noodsaaklik geag om die broeders te versoek om vooruit te gaan na julle toe en julle vroeër aangekondigde dankoffer vooraf in orde te bring, sodat dit gereed kan wees as 'n dankoffer en nie as iets wat afgepers is nie. Maar dink daaraan, wie spaarsamig saai, sal ook spaarsamig maai. En wie volop saai, sal volop maai. Want elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief. En God het die mag om alle genade oorvloedig oor ons te laat wees, sodat julle altyd in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk. Soos geskrywe is, hy het uitgestrooi en hy het aan die armes gegee, sy geregtigheid bly tot in ewigheid. En mag hy wat saad verskaf, aan die saaier ook brood verskaf, om te eet en julle saad vermeerder en die vrug van julle geregtigheid laat toeneem, sodat julle in alles ryk kan word tot alle milddadigheid en danksegging aan God deur ons bewerk. Hy sê daar's 'n beginsel, rentmeesterskap. Rentmeesterskap is iets anders as hy dwangheid. In die Ou Testament was dit 'n wet, nou is dit 'n hartsaak. Die Here het 'n blymoedige gewer lief, maar dit moet 'n saak by ons word wat ons 'n besluit maak. Here, ek gaan 'n goeie rentmeester wees. Nou 'n goeie rentmeester is daai persoon wat jy kom daarna om toe, bring hom R10,000, sê vir hom, meneer, belê vir my die R10,000 en nou wil ek oor 'n jaar terugkom, wil ek 'n opbrengs sien. As ek nou oor 'n jaar kom en ek het nou hierdie geld gemors, dis nou R9,000, sy nie 'n goeie rentmeester. En so sê die Here, dit wat ek jou mee toevertrou het, gebruik dit goed. Gebruik dit goed. Romeine 12 sê Paulus ook, of wie vermaan in die vermaning, wie uitdeel in opregtheid. 'n Voorganger is met ywer, wie barmhartigheid bewys met blymoedigheid. Die Engelse vertaling sê, wie uitdeel in opregtheid, hy sê, he who gives with liberty. He who gives with liberty. Hy sê, dis 'n beginsel wat jy daar moet neerskryf, nederigheid, rentmeesterskap. Here, ek gaan 'n goeie rentmeester wees hierdie jaar, 2026. En weet jy wat, dan gee die Here 'n belofte. Hy sê, jou skure sal vol word, genoeg hê. Jy sal genoeg hê vir wat nodig is, vir jou en jou gesin, sowel as om iemand anders te help. Hy sal genoeg hê. Jou skure sal vol wees, daar sal genoeg wees. Dit gaan nie vrot word nie, gaan nie gesteel word nie, daar gaan genoeg wees. Hy sê, dit sal oorloop om ook te kan gee. Genoeg, vol skure, oorloop, te veel. Die Here sê vanmôre, weet jy wat? Net soos wat elke ander beginsel 'n belofte het. Vertrou my, ken my, ek sal jou paaie gelyk maak. Net soos wat hy gesê het vir ons in nederigheid. Dit sal vir jou gesondheid wees. Baie mense het baie siektes, depressiewe siektes, allerlei siektes. Ek sê nie alle siektes nie, daar's goed wat met wanbalanse te doen het, maar baie mense het depressiewe siektes, want hulle is ongered, hulle dink te veel van hulle self. Ek was so 'n persoon. Hy sê net soos wat dit nederigheid, gesondheid vir jou sal bring, soos 'n goeie rentmeesterskap vir jou oorvloedig gee. Vertrou die Here. Maar daar's ook 'n 6de beginsel. Onderdanigheid. Onderdanigheid. Ons lees in verse 11 en 12. My seun, verag die tug van die Here nie en laat sy kastyding nie jou weerstand werk nie, want die Here tugtig hom wat hy liefhet, soos 'n vader die seun in wie hy 'n behaag het. Weereens is dit tweeledig. In die eerste plek sê hy verag nie die tug van die Here nie. Ten tweede sê hy moenie dat dit weerstand in jou werk nie. Die eerste gedeelte, die verag praat, dit moet dit nie minag nie, moet dit nie weier nie, moet dit nie verwerp nie. Hy sê verwerp nie, verag nie die tugtiging van die Here nie. Weet jy vriende, baie kere dan tugtig die Here ons. Wat 'n wonderlike ding moet te wees, want dit beteken hy is vir ons lief.
As ek my kind sien, rondhardloop met 'n gevaarlike voorwerp en ek waarsku die kind, ek tig die kind, dan het ek die kind nie lief nie. En môre kry hy verskriklik seer. Nou sê hy, soos wanneer jy daai kind bietjie tig, dan is hulle bietjie opstandig. Hy sê moenie so wees nie. Maak 'n besluit om te sê, Here, ek gaan nie opstandig wees nie. Weet jy vriende, vroeëre jare het die kerk tig toegepas. Hulle kan dit nie meer doen nie, want hulle gaan lidmate verloor. As ek durf jou inroep, dan gaan jy na die kerk langs aan toe. Met ander woorde, ek verag die tug van die Here. Hy sê, my kinders, maak 'n besluit om hierdie jaar nie die tug van die Here te minag nie. Paulus sê vir ons in Romeine 2 vers 3, 2 Timoteus 3 vers 16, praat hy van die woord van die Here. En hy sê vir jong Timoteus, die hele skrif is deur God ingegee, nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. Hy sê hierdie dinge, hierdie tug van die Here is belangrik. Lering, leer ons wat om te doen. Tug, waarsku ons. Regwysing, help ons reg, en onderwysing, hoe om dit toe te pas. Openbaring 3 vers 19, almal wat ek lief het, bestraf en tugtig ek. Wees dan ywerig en bekeer jou. Weet jy wat sê? Hy sê, moenie wegskram, moet dit nie probeer vermy nie. Dit is amper asof die wysheid van Salomo sê, my broer, kyk uit, as die tug kom, aanvaar dit. Loop sommer self kamer toe en gaan buk. En sê, Here, help my, ek het hier verkeerd gaan, ek sien hier kom dit. Wees bly daaroor. Jakobus skryf hierdie woorde, ag dit loutere vreugde, broeders, wanneer julle allerlei versoeking kom, omdat julle weet dat die versoeking, dat die beproewing van julle geloof leidsaamheid bewerk, en as die leidsaamheid tot volle ontwikkeling gekom het, baar dit vrug. Hy sê, ag dit loutere vreugde as die Here jou tug. As die Here jou nog reg help, as hy nog met jou moeite doen, al is dit deur 'n kerksraadslid, al is dit deur 'n dominee, al is dit deur 'n ander broer wat die Here dien. Hy sê verag, minag, moenie neerkyk daarop nie, moenie wegskram daarvan nie. Hy sê maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom. In Jakobus praat hy van dis soos rente wat moet kom. Ek het 'n klop paar boodskappe hieroor gebring, dink ek hierdie jaar vroeër of laas jaar hier. Hy sê dit moet tot volle verwerkliking kom, maar ek moet nie wegskram nie. Ek moet nie onder dit probeer uitkom die hele tyd nie. Die beginsel van onderdanigheid om te sê, Here, ek gaan my hierdie jaar onderdanig stel aan U tug. As U my wil reghelp. Oefen om dit te aanvaar en om dit selfs te verlang. Weet jy vriende, in die besigheidswêreld is een van die slegste dinge wat jy gaan oorkom is 'n maatskappy wat nie kommunikeer nie. Jy weet nie of jy goed gedoen het nie en jy weet nie of jy sleg gedoen het nie. Jy gaan maar net aan. Maar as die maatskappy vir jou sê jy het goed gedoen, dan motiveer dit jou om beter te doen. As hy sê jy het sleg gedoen, dan maak jy seker jy gaan regryk, anders dan gaan jy jou werk verloor. Maar weet jy, as daar geen kommunikasie is, ja, radio stilte is, dan weet jy nooit waar staan jy met 'n persoon nie. Dis hoekom 'n reguit persoon, ten minste weet jy waar jy met hom staan. En net so kom hy met tug. Hy sê verlang dit. Dis beter as jou kerkraad of as jou broeders jou tug, as wat hulle dit net so los. Moenie laat dit 'n walging in jou bring nie. Moenie dat dit 'n droefheid by jou bring nie. Moenie dat dit jou opstandig maak nie. Ja, dit is nie lekker nie. Dit is nie lekker as jy getug word nie, want jy was verkeerd. Maar gaan soek die Here en vertrou die Here en kom terug. En sê, Here, ek gaan 'n besluit maak. Ek gaan nie laat hierdie ding my negatief maak. Ek gaan nie laat hierdie ding my droefheid maak nie. In hierdie geval is daar nie 'n belofte nie, maar daar's 'n versekering. Hy sê God tugtig wat hy liefhet en hy tugtig die en wie hy behaag het. Hy sê, weet jy wat? As God dit gaan doen aan jou of vir jou, dan is dit 'n bevestiging dat God jou liefhet. Dis 'n bevestiging dat dit nog nie te laat is nie. 'n Persoon wat eendag vir my gesê het, hy het daai punt bereik dat hy nie meer gered kan word nie. Ek sê, hoe weet jy daai punt bereik? Hy sê nie, hy teen die kennis van die Here gesondig en so meer en so meer. Ek sê vir my, het jy 'n begeerte as die Here jou kans gee om nog gered te word? Hy sê ja. Ek sê dan het jy nog nie daai punt bereik nie, want die Bybel sê as niemand regverdig homself sien nie. As niemand wat God soek nie. Jy kan nie na God toe kom. Jy kan nie God soek as die Heilige Gees jou nie trek nie. Die feit dat jy nog 'n begeerte het, beteken die Heilige Gees trek nog jou. Jy net so kom hy met hierdie beginsel. Hy sê die beginsel van onderdanigheid om my onder God se gesag en God se kerk se gesag te kan stel. Hy
Hy sê, dit gaan 'n bevestiging wees vir jou binneste, ek is nog geliefd deur God. Ons het tyd vir nog een beginsel vir môre. Die 7de beginsel is die beginsel van barmhartigheid. Hy loop baie naby aan die beginsel van rentmeesterskap, maar hy deel dit spesifiek op in die 2 gedeeltes. En dit verse vind ons in verse 27 tot 28. Ons gaan na wysheid kyk volgende week. Maar hier in vers 27 lees ons: hou 'n weldaad nie terug van hom aan wie dit toekom nie, as dit in jou mag is om dit te doen nie. Sê nie vir jou naaste nie, gaan en kom terug, dan sal ek môre gee terwyl jy dit het nie. Die 7de beginsel wat jy op daardie bordjie kan skryf en elke oggend daar inloop en sê, Here, ek gaan vandag gehoorsaam wees. Here, ek gaan vandag goed wees. Here, ek gaan vandag afhanklikheid toepas, ek gaan nederigheid toepas, ek gaan goeie rentmeesterskap toepas, ek gaan onderdanigheid toepas, maar Here, ek gaan ook barmhartigheid toepas. Rentmeesterskap is in die eerste plek my verhouding teenoor God, want dit behoort aan God. 'n Rentmeester is 'n persoon wat met iemand anders se geld werk. Ek werk met iemand anders se geld, God se geld. Barmhartigheid is hoe ek nou hierdie geld gaan spandeer. Weereens is die opdrag tweeledig, hou 'n weldaad nie terug nie in eerste plek, en ten tweede stel dit nie uit nie. Ons moet mekaar help en vir mekaar omgee. Dis die beginsel van barmhartigheid, om te sê ons moet mekaar help en vir mekaar omgee. Jy sien vriende, daar in die Nuwe Testament vra die Here, praat met hulle naaste, hulle sê, wie is ons naaste? Hy vertel vir hulle 'n verhaal van 'n Samaritaan. Dis nie noodwendig jou broer nie, 'n persoon van jou eie volkie, maar dis die persone wat rondom jou lewe. Hy sê, hou 'n weldaad nie terug aan wie dit toekom nie. Maar daai Samaritaan, wat hy gesê het, wie is jou naaste? Daai Samaritaan het nie net so gekyk en gesê, ag, weet jy wat, ek gaan vir jou bid nie, toe loop ek verby nie, is ons mekaar omgee, né? Ons sien 'n broer val, hy val hard, sê ek gaan vir jou bid. Barmhartigheid begin deur maar 'n bietjie meer tyd, ek weet ek's laat, maar kom ek help hom net gou op. Kom ek help hom net gou op. Is om jou tyd te gee, is om versorging te gee, is om liefde te gee, is om omgee. Dit gaan oor help met die nood. Help met die nood. Ons lees dit in Jakobus. Wat baat dit my broeders as iemand sê dat hy die geloof het, maar hy het nie die werke nie? Die geloof kan hom tog nie red nie. As daar nou 'n broeder of 'n suster naak is en dan die daaglikse voedsel gebrek het, en een uit julle sou vir hulle sê, gaan heen en word in vrede, word warm, word versadig, en jy gee nie vir hulle wat die liggaam nodig het nie. Wat baat dit? Barmhartigheid is aan wie dit toekom volgens die nood. Volgens die nood, as dit in jou vermoë is. Hy sê die beginsel van barmhartigheid. Here, ek gaan uitkyk vir geleenthede waar ek barmhartig kan wees. As dit in jou vermoë is. Maar let op, die nood. 'n Broer in die kerk, sy motor breek. Nou het sy motor gebreek. Hy het nie geld om dit reg te maak nie. Ons is gemeente, as ons saam staan, kan ons dalk sê, broer, kom ons gaan jou help om hierdie kar reg te maak. Kry vir ons 3 kwotasies en dan kyk ons of ons jou kan help op 'n manier. Ons gaan nie vir jou geld gee nie, want dan gaan vat jy vrou uit vir ete. Sien jy nood nie. Help ek vat vir hom 'n pakkie kos nie, want hy moet by die werk kom. Nou kom hy nie by die werk nie, nou moet hy Uber werk toe, nou raak hy nog verder in die nood. As dit in jou mag is, help met die nood. Wat is die nood? Weet jy vriende, as jy vir 'n bedelaar by die straat geld gee, dan doen jy sonde. Want dis nie aan wie dit toekom nie. Die Bybel sê, let op. Hy sê hierso, hou 'n weldaad nie terug van wie hom aan wie dit toekom, as dit in jou mag is nie. Die Bybel sê, wie nie werk nie, moenie eet nie. So as jy brood gee vir jou op die straat, die Bybel sê, ek het hom gebring in die woestyn om hom honger te ly, sodat hy kan weet dat 'n mens lewe nie van brood alleen nie, maar van elke woord wat uit die mond van God gaan. Maar wie ook al staan hulle op die straat, hoekies met borde, God seën jou. Hulle hoef nie die Here te soekie, want jy loop en gee hulle brood die hele dag. Terwyl daar mense in die gemeente is wat swaar kry, terwyl gemeente swaar kry. Nee, aan wie dit toekom. In die Bybel kon jy gebedel het as jy 'n lamme was, as jy 'n blinde was, as jy een of ander invalide was, dan kan jy bedel. So, daar's een roebord waar daar 'n blinde ou staan, vir hom sal ek iets gee. Maar vir 'n persoon wat so op sy knieë staan en so buig, nee vriende, dis sonde. Dis sonde. Want hy moet die Here soek, die Here gaan mos vir hom sorg. Hoekom moet hy staan en bedel dan? Maar ons skep die werk by die huis van die Here af.
Hy sê barmhartigheid aan wie dit toekom. En volgens die nood. Ons moet mekaar leer ken, ons moet mekaar se kan dra. Ek moet vrymoedigheid hê as ek in 'n gemeente is om te sê hierdie is 'n barmhartige gemeente. Ek moet vrymoedigheid hê om te kom en te sê hier na die ouderlinge en hulle sal weet, die Here sal hulle lei. Wie julle wat, ek het nou 'n nood, my iets het gebreek. Dan gaan ons nie veel geld gee om die geyser reg te maak. Jy gaan vra, is daar nie iemand in die gemeente wat hom kan help nie? Dalk is daar 'n loodgieter in die gemeente. Dan is dit kos kry 3 kwotasies, ons kyk hoe kan ons dit goedkoop vir jou regmaak. Barmhartigheid. Hy sê in die eerste plek, hou dit nie terug nie. In die tweede plek sê hy, stel dit nie uit nie. Psalm 41 vers 12, ek's baie lief vir hierdie versie. Welgeluksalig is hy wat ag gee op die arme. Die Here sal hom red in die dag van onheil. Daai woord ag gee beteken glad nie om vir 'n ou geld te gee nie. Ek sê altyd vir mense, as jy vir 'n ou by die robot geld gee, is daar 2 redes. Of as jy ou by die robot sien, is daar 2 goed wat gebeur, wat nie een Psalm 41 is nie. Die een is jy kyk weg, jy wil hom nie groet nie, jy ag hom nie, want jy wil nie vir hom iets gee nie, nou wil jy hom ook nie groet nie. En die tweede is, jy gee hom iets net om van jou gewete ontslae te kry. Jy ag hom ook nie. Welgeluksalig is die man wat ag gee op die arme en eintlik die hulpelose. My bene is af, ek's hulpeloos. My arms is af, ek's hulpeloos. Ek's blind, ek's hulpeloos. Welgeluksalig is die man wat ag gee. Daai woord is to consider, om vir 'n mens waardigheid te gee. Weet jy hoe gee jy vir 'n mens waardigheid? Gee vir hom 'n werk. Bied hom 'n werk aan, dan vloek hy jou. Maar dan weet jy ten minste aan wie dit toekom. Die beginsel van barmhartigheid. Vriende, dis belangrik laat ons hierdie beginsel sal uitlewe. Weereens is dit 'n beginsel sonder 'n belofte, maar 'n beginsel omdat jy 'n goeie rentmeester is, omdat jy self afhanklik is van die Here vir jou lewe. Want as jy die eerste beginsels toegepas het om te sê ek is afhanklik van die Here, ek het U nodig, dan kom hierdie, as ek is 'n goeie rentmeester. Een van die vorms van tiendes was elke 3de jaar moes hulle 10de gegee het vir die arme mense. Maar dit het gegaan vir daardie blindes en so meer, vir die wat hulpeloos is. Rentmeesterskap. Mag dit wees dat ons hierdie jaar vir die Here sê, Here, hierdie beginsels is hoe 'n kind lyk wat in die koninkryk lewe. Dis 'n kind wat wetsgetrou is. Ons gaan daai beginsels, gehoorsaamheid, goedheid, afhanklikheid, nederigheid, waar sit uit my kop uit? Nederigheid, onderdanigheid, rentmeesterskap, barmhartigheid. Ek gaan hierdie goed toepas in my lewe hierdie jaar. Ek gaan vertrou, Here, dat U vir my help om dit te doen. En weet jy wat, vriende, as die kerk hierdie beginsels begin uitlewe, wil ek vir julle sê, niks gaan ons stop om mense te bereik vir die koninkrykie. Maar dit begin by individue, by elkeen van ons. Ons moet sê, Here, ons wil hierdie koninkryk beginsels uitlewe. En dan sê die Here, maar toets my daarin. Toets my. Gee my 'n kans hierdie jaar. Moenie eie wys wees hierdie jaar nie. Gee my 'n kans. Kyk hoe begin gesondheid vir jou verbeter. Kyk hoe begin jou dae lank raak. Hoe begin jy prioriteite regskry. Kyk hoe begin jou skure vol word. Kyk hoe begin jy genade vind by beide God en mens. Amen. Baie dankie dierbare Hemelse Vader dat ons vanmôre voor U kan stil raak en net sê, Here, hierdie woord is so eenvoudig, tog is dit so diep, Here. Ag, ons kan vir ure en ure oor elkeen van hierdie beginsels aangaan. Here, ek het ons nog net die bodem nie bereik nie, Here. Ons is maar hier op die oppervlak besig om te krap. Maar Here, reeds hierin sien ons hoe wys U is. Hoe groot U genade en liefde is, Here, want U laat reën oor die regverdige en die goddelose. En Here, vanmôre wil ons voor U kom en sê, Here, soos wat Salomo hierdie geskryf het, my seun, soos 'n liefdevolle vader, my seun. So kom U vanmôre tot elke persoon hier, my seun, my dogter. Laat hierdie dinge deel word van ons lewens. Here, help vir ons. Help vir ons in 2026 om dit uit te lewe, Here. Help ons, Here, om hierdie dinge te gaan neerskryf op die tafels van ons harte, hartsaak te maak. Help ons, Here, om ons lig so te laat skyn deur hierdie beginsels, dat die mense ons goeie werke sal sien en God wat in die hemel sal verheerlik. En ons eer U daarvoor in Jesus se naam. Amen.
Kom ons staan, dan sluit ons af met die lied Wonderbare Koning. Wonderbare Koning. Mag die liefde en die genade van God onze Vader, deur Jesus Christus en die sagte tere werking van die Heilige Gees met elkeen sy en bly, tot ons mekaar weer sal sien. Amen.